Nuusboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Dawie, ja, as iemand wat al klaar ook self bietjie geboer het en diepspore in landbou getref het as 'n landbou-ekonoom, wat sien jy rakies as jy kyk na die nuwe opkomende geslag nuusboere? Corneille, ek moet sê baie positiewe. Goed wat ek sien. As jy mens gaan kyk na die nuusboere wat begin groei in hulle eie nuusmark, diepspore trap, dink ek is daar net 'n positiewe toekoms vir landbou in Suid-Afrika. Verder as ek kyk na die hoeveelheid jong boere wat deurkom in kommersiële landbou byvoorbeeld. Weet ouens wat terugkom plaas toe wat voorheen dalk in 'n ander beroep gestaan het en nou terugkom na die familieboerdery toe. Dink ek is daar regtig net 'n rooskleurige toekoms vir landbou in Suid-Afrika. Ja, definitief, ek moet sê, dis wat ek opgetel het, landbou gaan nêrens heen nie. Daar's uitdagings en politieke omstandighede, maar dit is goed om te hoor. Hulle sê ons is hier om te bly. Dan wil jy natuurlik, as jy mens kyk al die tendense al van 20-30 jaar terug, die aantal besighede word kleiner. Daar's ek dink van soos 80,000 boere dalk nou 20,000 oor, want jy het skaal nodig om aan te hou suksesvol wees. So die grootes word groter, maar almal het kapitaal nodig om aan te hou uitbrei. Natuurlik die jong opkomendes het ook kapitaal nodig net om ons praat maar van 'n kickstart om in die gang te kom. Maar so as 'n bank is julle dan nog optimisties oor landbou en natuurlik oor waantoe ons land op pad is. Corneille, definitief. Ekonomie van skaal speel 'n belangrike rol, soos jy genoem het. Ja. Maar dis nie te sê jy moet groot gaan om suksesvol te wees nie. Ja. Op 'n sekere skaal, met 'n klein skaal kan jy ook suksesvol wees. Ja. Dis eintlik hoe jy jou hulpbronne gebruik, weet, om dit produktief te gebruik en om 'n sekere mark te bedien. Want ons sien in nuusboere se geval, hulle bedien 'n spesifieke mark en hulle doen dit baie suksesvol. Ja. Groot kommersiële boere natuurlik doen dit op 'n groot skaal en hulle doen dit ook suksesvol. So vir enige bank is dit belangrik om 'n bank vir almal te wees. Ja. En ons probeer dit regtig doen. Laat jy nie een segment uitsluit teenoor 'n ander segment nie. Laat jy moet produkte ontwikkel en kapitaal kan voorsien en hoe kan ek sê finansieringsprodukte te kan gee om elke spesifieke segment in jou bedryf te kan ondersteun. Okay, lekker. Ons kyk altyd na 'n nis. Ek moet sê dinge anders te doen, maar ek dink ek stem saam, die banke moet ook aanpas. Hele produkte van 20-30 jaar terug is nie meer relevant nie, want die omgewing verander. Maar ek weet baie mense kyk en ek dink is ontmoedigend soms as jy 'n nee kry van 'n bank, maar is daar wenke wat jy vir iemand kan sê as jy dit reg doen en hierdie aanspreek, dan gaan jou kans vir sukses vir aansoek vir finansiering vergemaklik. Corneille, definitief. Ek dink soos jy sê, banke het ook verander. Ja. Vorige jare het ons gefokus op sekuriteit, grond as sekuriteit. Dit was as ek nie Engels kan gebruik, be all and end all. Ja. Deesdae kyk ons baie meer na die boer. Hierdie boer, die banking the jockey. Ons praat van banking the jockey. Ja. Hierdie boer die vermoë om dit wat hy sê hy gaan doen, om dit te kan implementeer. Ja. Want onthou banke, as ons vir jou krediet gee, dan staan ons onder 'n bankwet, ons staan onder die kredietwet en dan nog regulasies van die Reservebank af. Ja. So ons sit in 'n baie gereguleerde omgewing. Ja, ongelukkig. Ongelukkig, ja, want onthou, dis eintlik jou ouma se spaargeld wat ons nou uitleen op risiko. En ons sê dit altyd, sal jy as boer dit doen? Dis mooi om so dat te kyk, sit. So dit is nou een van die kriteria's. So sekuriteit is nog steeds belangrik. Die vermoë van die boer om dit wat hy sê hy gaan doen, daai besigheidsplan te kan implementeer. En dan natuurlik terugbetaal vermoë in die vorm van jou kontantvloei. Want ons sê altyd as jy 'n kredietaansoek doen, cashflow is king. So kyk na jou kontantvloei, maak seker dat dit positief is om jou verpligtinge te kan nakom. En dan binne in jou begroting moet jy nog steeds spasie hê om te kan uitbrei. Of wanneer daar 'n krisis tref. Dit gebeur ongelukkig gereeld in landbou. Rampe wat tref, droogtes of vloede, een kitsvloed. So jy moet daai gaping binne in jou begroting ook kan akkommodeer. Ja, is my goed om te hoor van 'n Laveld Agrochem kant natuurlik so bly, want ons sê altyd jy gaan jouself nie ryk spaar nie. Ons moet maar baie met kliënte doen. Hy wil net die beste, die goedkoopste ongelukkig altyd en ek sê nee, ek wil vir die beste gee want dit gaan eintlik oor die opbrengs nie. Jy moet nie 'n paar rand hier spaar, jy moet 'n paar R100 ekstra maak, maar ons is 'n landbou en goed gebeur anders as jy 'n tradisionele kliënt wat sê maar 'n kommersiële gebou of 'n winkel. Daar is goed buite sy beheer. Hy kan 'n fenominale goeie boer wees en dan sal weeromstandighede hom verander. So daar het jy 'n bietjie meer 'n grasie van die manier hoe jy daarna gaan kyk dan.
Definitief Cornelis, net om te sê weet ons het die spreekwoord wat sê jy kan jouself bankrot spaar ook. Op sekere insetkostes moet jy nie compromise nie. Jy moet nie regte goed insit. Dis musiek vir my ore. So en wat dit betref, kyk ons definitief in landboukrediet spesifiek. Kyk ons met 'n ander oog na 'n kredietaansoek as in 'n gewone besigheid. 'n Gewone besigheid weet jy elke jaar, maand op maand dit is min of meer wat gaan verloop. Met landbou wat baie seisoonaal is, sit ons dalk met 'n maand later se reën en dit skuif die hele seisoen aan. Alles vertrok. So dit verander die hele opset van jou kontantvloei. So definitief in ons landboukredietafdeling kyk hulle ook en hulle neem daai goed in ag. En dis hoekom ons ook altyd sê die boer of die kliënt moet eintlik in vennootskap wees met jou finansierder. Want as daar iets gebeur, kom ons sê jou reën is laat en die bankier is nie noodwendig bewus daarvan nie, of daar's 'n ander risiko, gaan gesels met die bank vroeër eerder as later. Want as dit op daai punt kom waar daar 'n probleem opduik en jy kan nie jou betaling doen nie, dan weet die bankier ten minste en daar kan 'n plan gemaak word vooraf. Want as jy in default gaan, ons verskoon die Engels, dan sal sekere wetgewing wat inskop. En dan is dit buite die bank se beheer. Dan raak dit 'n regskwessie. So praat eerder vroeër as later met jou bank wanneer hierdie goeters gebeur. So ek dink daai gereelde kommunikasie is belangrik. Dis hoekom ons ook altyd sê die bankier moet op die plaas kom. Met die besigheid in landbou gebeur op die plaas, nie in 'n tak of in die stad. Dis maar as jy kom. Dankie. Ek dink dit is 'n goeie wenk vir ouens wat kyk, want dit is so, ek dink hulle sê mens mans vra nie as hy verdwaal pad nie, maar selfs as jy sien dinge gaan nie presies soos verloop nie, dan kan dit dalk ongemaklik of skaam wees om te sê, maar dit is eintlik juis in die guns oop kommunikasie, oop lyne, praat sê oor jammer dit het gebeur en ek dink julle gaan 'n respek hê en 'n bietjie meer genade as dit julle in kennis stel oor hier's dalk iets wat buite my beheer gebeur het, want kontantvloei ouens het gewoonlik goeie bates, maar kontantvloei in landbou is maar die konstante probleem wat se heeltyd in hardloop. Nee, verseker, ek dink as ons kyk na die batewaarde van landbou in die algemeen is ons baie goed en enige boer is goed daarmee. Maar daai kontantvloei is altyd 'n probleem. Maar ek wil nie jou vasvervat nie, maar ons lag altyd sê as 'n bank wil jou help as jy nie hulp nodig het nie, want as dit met jou verskriklik goed gaan, dan wil hulle graag met jou besigheid doen, maar dis die ou wat nou net besig om sy voete te vind, miskien lites in 'n besigheid wat die hulp nodig het, maar hy het nog nie die kredietrekord en 'n paar resultate nie. Is daar ook geleenthede vir sulke is iemand nuwe toetreders met 'n tekort aan 'n goeie trekrekord? Nee, definitief. Ek dink jy het nog pas van die trekrekord, so dis belangrik om daai goeie trekrekord op te bou. As jy spring tussen byvoorbeeld insetverskaffers of banke of afnemers van jou produk, dan sal sekere rooi vlaggies wat opspring en dis nooit goed nie. Banke is natuurlik genee om te help met nuwe ontwikkelings, nuwe boere of nuwe idees wat op die tafel kom. Dis gewoonlik net baie moeiliker, want omdat daar nie 'n geskiedenis is nie. So as jy met 'n goeie besigheidsplan kom en jou navorsing is goed en jou mark wat jy kan bedien, is daar, dan is die bank bereid om te help. Die regte vernoot, hy moet sê nee, maar Laveld hou sy hand vas. Definitief. Dis baie belangrik wat jy daar sê. As jy kan kyk na jou insetverskaffers en selfs georganiseerde landbou, landbouorganisasies wat kan sê maar hulle help hierdie ouens of hulle ondersteun hierdie bedryf en ons sien daar is 'n potensiaal, dan is daar definitief geleentheid daarvoor. So ek dink daai hele netwerk ook binne landbou is baie belangrik. So jy het al klop baie skietgoed gegee. Wil jy kom oral, jy is baie soos jy betrokke landbou en jy het al 'n lang pad gestap. Wat sien jy raak met julle het ander kontakte en bronne van inligting as ons, jou eerlike opinie oor die pad vorentoe Suid-Afrika en landbou wat so altyd in die spervuur en die limelight is, wil ek amper sê. Cornelis, dis nogal 'n vraag wat ons gereeld kry, want as iemand daarbo in 'n hoekkantoor 'n media berig lees oor landbou wat negatief is, dan dink hulle dis die einde van die sektor. Inteendeel, ons is baie positief oor landbou. Landbou, die landbouboek by ons maak so derde uit van ons totale besigheidsboek. Dankie, dis goed om te weet. So eintlik om tegnies korrek te wees, 34% van ons besigheidsboek is landbou. So dit is 'n bedryf wat vir ons belangrik is, so ons wil die bedryf groei. En as ek kyk na
weet uit die aard van die saak is dit in sekere areas dan gaan dit weer swaar en in ander areas gaan dit weer beter of een bedryf doen goed en 'n ander bedryf trek bietjie swaar. En dis landbou. Ons is seisonaal, maar dis ook hoe ons na krediet kyk. Ons volg daai deur die siklus kredietbeleid. Maar die sektor is vir ons belangrik en ons is positief daaroor. En ons weet ook natuurlik, gelukkig is ons in 'n bedryf wat kos voorsien en mense moet eet. Gaan nêrens heen nie. Ons gaan nêrens heen nie. Boonbehalwe dit is ons in 'n kom ons noem dit nou 'n landelike bedryf, want die meeste van landbou geskied maar in die landelike areas van die land. En ons kan onmiddellik sien dat wanneer landbou in 'n sekere distrik swaar trek, dan gaan dit moeilik met die plaaslike ekonomie. Ja, draak almal. Dit draak almal in daai gemeenskap. So dis vir ons belangrik om juist die landbousektor op te lig in landelike gebiede, juist om die plaaslike ekonomie of die landelike ekonomie te laat groei. So nee, om jou vraag te antwoord, ons is positief oor landbou en ons natuurlik binne die regulatoriese omgewing waarin ons beweeg, is ons nog steeds bereid om in landbou te investeer. Dit dankie. Ek gee voor dit 'n lekker boelie, want nou wat ek weet hoe groot deel is julle boek van landbou, beteken ons met as van 'n Laafeld Agrichem ons werk baie goed doen. Dan gaan ons julle risiko aanspreek dat die ouens 'n goeie besigheid doen, goed boer, goeie geld maak. En ek dink om vir julle op te kom in 'n pleintjie, partykeer is mense frustreerd as dinge nie uitwerk soos hulle wil nie, maar weer eens, jy het dit gesê, julle anders bietjie gebind binne regulatoriese omgewing van wat julle kan en nie kan doen nie. En ek dink weer eens vir nuwe toetreders, as ek jou reg gehoor het, klop maar die deur, volg die regte kanale, maak dit seker jy hou jou kant skoon met ek wil amper sê die regte vennote, doen dinge reg en dan sal jy 'n bietjie oper hand hê daarvoor om te help. Nee, verseker, ek dink dis belangrik om die regte ding op die regte manier te doen. Is altyd belangrik. Dan ek wens dit nog tyd gehad, dit was baie insiggewend, maar miskien 'n laaste gedagte van jou kant af. Corneille, ek dink ons het ek weet ons het die beste boere in die land. Van klein boere, van nisboere tot groot mega boere. Stem saam. Sit ons met die wonderlikste boere in Suid-Afrika. So ons gaan waarskynlik in landbou belê, natuurlik binne die regulatoriese omgewing waar binne 'n bank moet opereer, maar ons gaan nog steeds in hierdie sektor investeer. Want ons gaan nêrens heen en ek dink ook nie die boere gaan nêrens heen nie. Ja, baie dankie David, dit was insiggewend, dit was lekker om hier te hê vandag. Nisboere word met trots geborg deur Laafeld Agrichem en JAC Motors.